Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, afhangende van wanneer jy hierdie video kyk. En welkom by Koffietyd saam met God. So ek het my teetjie hierso. Ek probeer maar wegbly van koffie af, so ek drink maar tee. En ek het my teetjie en ek hoop jy het al jou koppie koffie in of dalk 'n paar hang af of jy dit dalk nou in die aand hierdie video kyk of hoe ook al. Want jy dalk nou al 'n paar koffies in en dis ook reg so. Julle, ek het vir julle 'n vraag. So, ons het nou Sondag gepraat oor tegnologie en God en ek wil graag aangaan met daai tema hierdie week. En net 'n bietjie nog so 'n paar goedjies wat ons nie in die diens kon oor gesels nie. As wil ek graag net ook hier ook met julle gesels. So, ek wil gou begin met 'n vraag. As jy vir die Here enigiets kan vra, wat sou jy vir die Here vra? Wat sal dit wees? Dalk is dit jy wil net 'n bietjie met vakansie gaan. Jy wil net 'n bietjie see toe gaan. So, hy moet net vir jou genoeg finansies gee vir dit of plekkie by die see, of jy wil dalk 'n nuwe kar koop of wat ook al, of wat ook al dit mag wees, nee, daar's 'n klomp verskillende goed wat ons kan van die Here vra en graag wil, en elkeen se situasie is anderste en al die tipe goed. Maar ek het 'n teksvers nie ontdek nie, maar ja, die Here het my gelei daartoe al ek dink laas jaar of jaar voor dit. En wat hy hier vra is eintlik ek wonder of baie van ons ooit so sal dink oor dit, nee. Ek weet baie keer is dit definitief die verste van wat ek dink, nee. En dit is hier in Spreuke. En so Spreuke, die ou wat Spreuke geskryf het, sê hierso in Spreuke 30 sê hy vers 7 sê hy die volgende. Hy sê net 2 dinge vra ek van u. En dan sê hy, moet dit asseblief nie vir my weier nie, moet dit nie van my weghou nie. Asseblief gee hierdie 2 dinge vir my. En dan sê soos ek, was hierdie 2 goed? Soos is al klaar 'n bietjie veel. Nee, hoekom vra jy 2? Hoekom vra jy net 1 ding? Jy vra hoekom jy's nou 'n bietjie selfsugtig as jy 2 goed vra, nee. Maar wat is die 2? Kom ons lees vers 8. Hy sê moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. Moet my nie arm maak of ryk nie. So hy sê in eerste plek moenie toelaat dat ek vals is of lieg nie. Dis die een ding wat ek van jou vra, Here. En die tweede ding, hy sê moenie my arm of ryk maak nie. Maar dan gaan hy verder om dit te verduidelik, hoekom hy hierdie tweede ding vra. Hy sê, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie? En sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. En joh, julle, dit is nogal challenging, nee, want hoeveel van ons sou dit gevra het? As ons nou eerlik is met mekaar, nee. Hoeveel van ons het dit op ons hart gehad, ek gesê het, wat sou jy van die Here gevra het? Here, moenie my ryk maak nie, maar moet my ook nie arm maak nie. Ek dink inteendeel, die eerste ding wat ek dalk sou gesê het, is Here, gee my genoeg geld, nee. Of Here, laat ek 'n bietjie gaan vakansie hou, of laat ek net 'n bietjie net kan gaan rus, of wat ook al, nee. Laat ek net 'n nuwe bakkie kan koop, of wat ook al. En ek weet nie hoeveel van julle nie, maar ek dink baie van ons sou iets in daai lyn gevra het. En ek dink baie min van ons, as ons werklik eerlik is met onsself, sou daai gevra het wat die skrywer van Spreuke gevra het. Here, moenie my arm maak nie, moet my ook nie ryk maak nie. Ek wil net genoeg hê. Nie te veel nie, dat ek nie vergeet dat U is die een wat dit vir my gee nie, en nie te min dat ek moet gaan steel of moet gaan bedel of wat ook al en oneer aan U naam doen nie. Nou, wat het dit met tegnologie te doen? Julle, ek dink een van die dinge wat weer eens 'n negatiewe is van tegnologie is dat wanneer ons so op sosiale media rondscroll goed, dan maak dit ons baie ondankbaar wanneer ons so kyk na ander mense se lewens. Nou, die impak net van sosiale media op ons lewe is al 'n welgebestudeerde vlak of 'n welgebestudeerde onderwerp in die wetenskap, nee. En so dinge soos depressie of minderwaardigheid of wat hulle die kinders mos nou noem FOMO, die fear of missing out, of die vrees dat ek net nie in die loop gehou word nie, dat ek net nie weet wat is die nuutste trend of wat is die nuutste ding of wat ook al, wat is die nuutste woorde wat ons moet gebruik nie. Daai vrees, al hierdie goed bring in ons eintlik maar 'n ondankbaarheid vir dit wat ons werklik het en 'n ondankbaarheid in dit wat die Here vir ons gee. En so daar's 'n klomp gedeeltes wat ek dink vir my uitstaan wanneer ek dink aan ondankbaarheid, nê. En so lees ons in 1 Tessalonisense 5 dat ons met alles of
oor alles dankbaar sal wees vir dit wat ons het, nê. Maar dan het ek hierdie mooi gedeelte ontdek in Kolossense 4 vers 2. Nou die Afrikaans sê, volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Maar daar's 'n mooi vertaling, weer eens is 'n ongelukkige Engelse vertaling. Ek het deur al die Afrikaanses geblaai om te kyk of hulle min of meer dieselfde sê. Maar daar's 'n vertaling, die Common English Bible, wat hierdie vers 2 vertaal, en hy sê dat jy moet in alles bid en bewaar jou hart met dankbaarheid. Of bewaar jou hart of bewaar jou gebede met dankbaarheid. En dit is vir my so mooi, nê, want hoeveel van ons het al ooit is al ooit so ingetrek in sosiale media, nê, dan veral hier Desember of vakansietyd, dan gaan ons daar op ons sosiale media's en kyk ons daarson, dan sien ons hierdie ouens is daar by die Kaap, hoe lekker, ek wil eendag by die Kaap wees, of hierdie ou het 'n nuwe kar gekoop, daai vrou het dit of dat gedoen. En dan gaan ons so deur dit alles en ons sien altyd net die mooi, nê. Ons sit nooit enigiets negatief of slegs op ons sosiale media nie. Alles net die mooi goed, alles net die lekker goed, nê. En dan gaan ons so deur dit, julle, en dan word ons eintlik meer mismoedig en meer ondankbaar soos wat ons deurgaan, want ons dink, "Sjoe, ek wil ook 'n bietjie gaan vakansie hou. Ek wil ook 'n bietjie see toe gaan." En wat dit doen is dan begin ons dink, "Ja, ek het net nie genoeg geld nie." En dan begin ons ondankbaar word. En ek dink julle ondankbaarheid, ek weet hierdie is nou harde woorde, maar ek dink ondankbaarheid is 'n sonde. Want wat ons eintlik vir die Here sê is dat jy het nie jou beloftes nagekom nie. As die Here ons beloof, veral in Onse Vader, as ons daar bid en sê, Here, gee my daaglikse brood, dan sê ons, Here, ek vertrou jou vir alles wat ek nodig het in hierdie lewe. Ek vertrou jou vir alles wat ek moet hê. En wanneer ek so deur my sosiale media gaan en ek kyk so en ek besef maar ek kan dalk nie met vakansie gaan nie, of ek het dalk nie die finansies om 'n nuwe kar te koop nie, of wat ook al, nê, op 'n lekker date te gaan of wat ook al nie. Dan begin ons eintlik 'n wrok eintlik maar in ons hart teenoor God en sê, Here, maar jy het nie jou belofte gehou nie. Jy het nie vir my genoeg geld gegee hierdie maand nie, want ek kan nie gaan vakansie hou nie. Ek kan nie uitgaan saam met my vrou op 'n date nie, of ek kan nie dit nie, of ek kan nie dat nie. Here, jy is die een wat geblameer word. En julle, dis nie noodwendig goed wat ons sê nie. Ek dink inteendeel niemand van ons sal dit sê nie. Maar dis eintlik, as ons eerlik is met onsself, dan is dit dalk gevoelens wat binne in ons harte begin posvat, nê. As ons so kyk na die wêreld rondom ons en ons deur sosiale media en deur hierdie goed, dan besef ons maar ek kan nie dieselfde doen of ek kan nie dieselfde hê as daai mense nie. En dan begin ons dink, maar die Here voorsien nie. Die Here, as ek maar net bietjie meer geld gehad het, of as ek net met bietjie dit of net bietjie dat, en dan soos maar die Here gee tog dit alles vir ons. En hoekom gee hy dit nie vir my nie, of hoekom wil hy dit nie vir my gee nie, of hoekom dit of hoekom dat? Dan kan dit baie lei tot baie ondankbaarheid. En so Kolossense 4 vers 2 dink ek is die gedagte of die teks wat ek graag vir jou vir hierdie dag en vir hierdie week wil gee, is om te sê, bid oor alles en bewaar jou gebede en selfs jou hart, nee, bewaar jou gebede in jou hart met dankbaarheid. En hoe doen ons dit? Deur wanneer ons bid, in plaas van vir die Here te sê, Here, ek wil ook met vakansie gaan en ek wil ook die en ek wil ook daai en ek wil. Here, dankie. Dankie dat U vir my 'n wonderlike gesin gegee het. Here, dankie dat U vir my 'n huis of 'n dak oor my kop gegee het. Here, dankie dat ek 'n bed het. Julle, daar's altyd dankbaarheid. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. En dis kom weer eens, ek dink dis so nodig is dat ons vir mekaar moet opbou en getuig op 'n Sondag oor dit wat die Here vir ons doen en dit wat die Here in ons lewe doen. Selfs al is dit net om te sê, Here, ek is dankbaar dat ek kan wakker word vandag, of Here, ek is dankbaar dat ek gisteraand in 'n lekker bed kon geslaap het. Ek het 'n bed gehad om op te slaap. Ek kon op die vloer geslaap het. Ek het 'n kussing, ek kon op 'n klip gehad het, nê. En julle, dan dink ek sommer so terwyl ek praat ook in daai gedeelte waar Jesus sê, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n klip op sy kop neer te lê nie, nê. Maar sê vir ons eintlik, maar daar's soveel goed waarvoor ons werklik dankbaar kan wees. Die feit dat ek volgende kon opstaan. Die feit dat ek selfs 'n
'n bietjie van 'n sinus het en 'n hoofpyn, net dat ek daai ervaring kan hê. Is iets waarvoor ek self kan dankbaar wees. Al is dit 'n negatiewe ervaring, al is dit nie iets wat lekker is nie. Kan ek dankbaar wees. Die feit dat ek 'n lekker warm koppie koffie het of 'n warm koppie tee het om te drink terwyl ek goor voel en dalk 'n met lemontjie of 'n Disprin of Panado het wat ek kan drink terwyl ek goor voel. Is dinge om voor dankbaar te wees. Die feit dat ek die ketel kon aansit, dat daar elektrisiteit was, dat ek 'n ketel het, nê. Ek kon dalk eers 'n vuurtjie moet gaan aansteek het om warm water of kookwater te gehad het. Die feit dat ek net my kraan kon oopmaak en water het. Julle, daar's werklik so baie goed waarvoor ons dankbaar is. En ek wil net dit weer sê, julle, ek sê nie dat ons alle sosiale media of alle tegnologie of alle TV of goed uit moet sny uit ons lewe uit nie. Dis die verste van wat ek sal sê, want ek weet ek geniet dit ook. Ek geniet ook my sosiale media, ek geniet ook my TV en my YouTube. Ek's meer op die YouTube. Maar mag dit nooit hierdie ondankbaarheid in ons harte begin kweek nie. En wanneer dit doen, mag ons dan die besluit neem om te sê, Here, ek het dan nie meer sosiale media nodig nie, want dit maak my net mismoedig. Dit maak my net depressief. Dit maak my net 'n wrok in my hart hê teenoor wie ook al en wat ook al, en selfs teenoor U, want dan dink ek U sorg nie vir my nie. En solank ons nie daai goed het nie, julle, is daar geen fout om dit te gebruik nie. Maar mag ons asseblief daarteen waak dat ons nie die Here sal blameer wanneer ons so op die goed kyk en wanneer ons of dat ons ondankbaar word in terme van ons lewe en dit wat ons het nie. En so ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek hoop jy geniet hierdie dag en mag jy 'n wonderlike dag en week verder hê. En dan gesels ons weer donderdag verder oor tegnologie.